Ons lees vandag Spoorstawe en Signale hoofstuk 4, voorgelees en geskryf deur Sarita Pieterse. Karin en Getruida babbel sonder ophou tot by die woonstel. Sy vertel vir Karin van alles wat sy gesien en beleef het in verre Londen. Kan byna nie glo dat alles wat in die afgelope 4 weke gebeur het, nou net 'n herinnering is nie. Sy dink vlugtig aan die skielike verandering in Benjamin se bui die oomblik toe Karin en Piet op die toneel verskyn het. Sy voel aan die een kant afgehaal daaroor, maar anderzijds was sy so bly om weer vir Piet en Karin te sien. Na alles is daar nog geen sprake van vaste verhouding tussen haar en Benjamin nie. Ook nie tussen haar en Piet nie, vir wat dit werd is. Op hierdie stadium beskou sy beide as dierbare vriende, wie se vriendskap sy nie graag wil verloor nie. Gertruida se nugter benadering tot die lewe het haar tot dusver genoop om nie blindelings in 'n verhouding betrokke te raak nie. Haar moeder het daar in hulle eenvoudige spoorweghuisie op Rosenekal-stasie dikwels vir haar uit Spreuke 4 aangehaal. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van lewe. Sy neem hierdie skrifgedeelte elke dag met haar saam. Sy weet dat beide Piet en Benjamin graag die vriendskap sou wou verinnig, maar sy is nog baie ligtig om haar hart weg te gee. Sy glo dat haar Skepper op die regte tyd die rigting waarin sy moet beweeg vir haar sal aanwys, soos hy nog altyd het. Met die aanvang van die werksweek word alle gedagtes aan persoonlike intriges op sy gestoot en gooi Gertruida haar volle gewig by die nuwe projek in. Gaandeweg ontdooi Benjamin, ook bewus daarvan dat daar baie op die spel is en min tyd vir persoonlike sake. Die volgende 8 weke werk Getruida en haar span soos besetenis om die groot ratte van die samesmelting aan die draai te kry. Stadig, maar seker wen hulle veld. Benjamin en Janet word Getruida se 2 staatmakers. Janet om haar staande te hou en Benjamin aan haar sy wat die oudit betref. Getruida doen elke week verslag aan meneer Vry en meneer Dykstra. Dit word later 'n instelling dat sy en Benjamin saam met meneer Vry en Dykstra 'n drankie geniet elke Vrydag laatmiddag net na afloop van die weeklikse verslaglewering. Gerard Vry bly gewoonlik nie lank nie. Na 1 drankie verskoon hy gewoonlik homself om by sy gesin aan te sluit. Benjamin, Getruida en Albert Dykstra gesels dan gewoonlik nog 'n rukkie voor hulle ook aanstaltes maak. Die 2 jonger mense ontwikkel beide 'n geweldige bewondering vir die ouer man se kennis, ervaring en omgang met sy medemens, immer bewus daarvan hoe baie hulle by hom kan leer. Dit is dan ook hiermee in gedagte dat Getruida 'n maand later geskok op die omgeruimdheid afkom. Sy wou dit eers nie glo nie, daar moet 'n fout wees. Sy gaan haar berekeninge weer en weer en weer deur. Haar bevindinge bly dieselfde. Sy besef sy kan nie stil bly nie. Sy sal iemand moet vertel, maar wie? Hoe verklaar mens jou groot baas? Hy's 'n man met invloed en mag. Ewe skielik dink sy aan Dewald Gerber, die dag toe sy hom vertel het dat sy nie sal omgee as hy soos 'n muur op 'n toonbank doodgedruk word nie. En nou is sy daar die muur, wat gaan sy doen? Sy is so teleurgesteld. Albert Dykstra was vir haar die toonbeeld van integriteit en nou het hy ook maar voete van klei. Sy loop na Benjamin se kantoor toe. Hy sien dadelik dat iets nie pluis is nie. Trui, wat is fout? Jy lyk ontsteld. Getruida knik haar kop meewarig. Ek is, maar ons kan nie nou hieroor praat nie, nie hier nie. Kan ons vanaand iets gaan eet elders? Hy bespreek vir hulle plek by 'n stil klein restaurantjie waar hulle ongestoord kan gesels. Hy weet iets groot moet fout wees. Trui sy hele houding was gespanne. Instinktief weet hy dat sy iewers 'n blik wurms oopgekrap het. Gertruida vertel hom wat sy bevind het. Dit kan mos nie wees nie, Trui. Albert Dykstra sal nooit homself aan korrupsie skuldig maak nie. Daar moet 'n ander verklaring wees. Gertruida skud haar kop heen en weer. Ek wou dit ook nie glo nie. Ek het die syfers oor en oor nagegaan. Elke keer by dieselfde antwoord uitgekom. Kyk hierso. Sy trek die leer nader en wys hom haar bevindings.
Klein deposito's, baie onopsigtelik. Ek het dit byna nie opgetel nie. As dit nie was dat die bedrag telkens presies dieselfde was nie, sou ek niks daarvan gedink het nie. Dit nie eers opgevolg het nie. Benjamin kyk na die syfers, herbereken alles, maar kom tot dieselfde gevolgtrekking. Hy skud sy kop ongelowig. Try, dit is baie vreemd. Telke male R424,50. Iets maak steeds nie vir my sin nie. Ek meen nou maar, 'n man soos Albert Dijkstra, hy moes tog geweet het jy sou dit agterkom. Hoekom sou hy al die moeite doen om mense te laat oplei om presies dit op te spoor wat hy hier pleeg? Nee, Try, hier is 'n groter skroef los. Ek dink ons moet maar met hom gaan praat. Hy sal of 'n aanvaarbare verduideliking hiervoor hê, of weet wat ons verder te doen staan. Het jy die datums van die deposito's nagevolg? Waar was hy op daardie spesifieke dae? Ek het toevallig hier een raak gesien en ek weet vir 'n feit dat hy daai dag in die buiteland was, so dit kon nie hy gewees het nie. Gertruida wil flou word van verligting toe sy besef dat hier iemand anders aan die konkel is, waarskynlik iemand wat meneer Dijkstra in 'n swak lig wil stel. Vaagweg pla dit haar, dat dit vir haar so belangrik is dat hy nie skuldig moet wees nie. Sy gee egter nie baie aandag daaraan nie, te besig om te strategeer wat hulle volgende stap moet wees. Hulle is dit eens dat hulle onverwyld met Albert Dijkstra moet praat, voor wie ook al skuldig is, snif in die neus kry. Dieselfde aand besoek Benjamin en Gertruida vir Albert aan huis. 'n Imposante sandsteenwoning met fluweelgrasperke en skaduryke jacarandas en peperbome. Die hele prentjie is verwelkomend en hartlik. Albert maak self vir hulle die deur oop en nooi hulle om by hom in die ruim oopplan kombuis aan te sluit. Die atmosfeer is gevul met die reuk van knoffeluie en sampioene wat braai. Hy nooi hulle om saam te eet aan die heerlike penne en sampioengereg wat hy besig is om aan mekaar te slaan. Maar hulle bedank beleef en neem net sy uitnodiging vir 'n glas wyn aan. Hulle sit by hom en gesels terwyl hy die aandete nuttig. Halfpad deur sy ete, sit Albert ferm sy eetgerei bymekaar en ruim die kos van die tafel af op. Nee wat, ek kan sien julle is gespanne. Ek sal nooit geëet kry nie, so kom laat ek hoor wat is so dringend dat ons dit nie op kantoor kan bespreek nie. Gertruida bring die lers na vore en plaas dit voor Albert neer. Kyk self meneer, en sê dan vir my of ek 'n fout gemaak het. Albert kyk van die een na die ander, terwyl hy sy bril opsit en die lers oopmaak. Na 'n lang, pynlike stilte, haal hy weer sy bril stadig af. Hy staan op en stap geskok tot by die wasbak en terug. Gaan sit weer en sê ontstemd. Al die vingers wys reëlreg na my. Hoe het dit onder my oë gebeur sonder dat ek dit agtergekom het? Ek het geen verklaring hiervoor nie. Al wat ek kan sê, is dat ek geen aandeel hierin het nie, maak nie saak hoe sleg dit lyk nie. Benjamin opper weer die kwessie van die datums. Albert gaan haal sy dagboek sodat hulle vergelykings kan tref. En dan kom die verklaring. Amper 'n ewe groot skok. By iedere deposito was Albert Dijkstra nie op kantoor nie. Op die dag van die deponering was daar telkens iemand anders wat waargeneem het in sy plek en in elke geval was Gerard Vry die waarnemende hoof. Daar gaan 'n lig vir Albert op. Hy vertel moeisaam vir die twee jong mense van die kompeterende pad wat hy en Gerard al so lank stap. Dit het nog nooit oor die geld gegaan nie. Gerard Vry het dit ten doel om hom wat Albert is te impliseer, daarvan is hy seker. Omdat hy dit nog nooit kon verdra om te verloor nie, veral nie teen hom nie. Destyds toe die aanstelling as direkteur van die SASNH gedoen is, was hy en Vry die twee finale kandidate. Dit het nie lekker in Gerard se klere gaan sit toe Albert as direkteur en hy bloot as hoof van finansies aangestel is nie. Hy wou meer hê. Die kompetisie tussen Gerard en Albert kom al van hulle studentejare af. Toe Albert hom telkens net die loef afgesteek het. Met akademie, met sport, selfs op sosiale gebied.
Gerard Vrey se beker het smalend oorgeloop die dag toe hy dit reg gekry het om Albert Dijkstra se jeugliefde, Renate, af te rokkel en uiteindelik met haar te trou. Hy het self so ver gegaan om voor te gee dat hy die strydpyl begrawe het om sodoende Albert se vriendskap te wen. Dit net alles, sodat hy hom kon vra om strooijonker op sy troue met Renate te wees. Hy het 'n sieklike behaag daaruit geput om te weet dat hy as oorwinnaar uit die stryd om Renate se hand getree het. Albert het geland teruggestaan. Gerard en Renate se huweliksbevestiging was die moeilikste seremonie wat hy ooit in sy lewe moes meemaak. Maar uit liefde vir die nooi van sy hart was haar behoeftes vir hom belangriker as sy eie. Hy het toe reeds verstaan dat liefde onafgedwing en spontaan moet wees. Daarom dus dat hy sy eie versigtiging na 'n gesin ten spyt steeds enkellopend is. Trotse, charmante man wat hy is hy uiteraard nie iemand wat op 'n hoopie gaan sit en krepeer nie. Sy aantreklike gesig haal gereeld die sosiale bladsye, immer met 'n aanvallige metgesel aan sy sy, egter nooit dieselfde een na 2 agtereenvolgende funksies nie. Albert, Getruida en Benjamin neem saam die besluit. Ten spyte van die feit dat Gerard Vrey 'n kriminele oortreding begaan het, word hy nie vervolg nie, terwille van Renate en sy 2 pragtige kinders. Om die waarheid te sê, gaan daar geen melding gemaak word nie, behalwe aan Gerard Vrey self. Hy ontvang 'n skriftelike waarskuwing en word beveel om die uitstaande bedrag onverwyld terug te betaal. Hy word ook gedemoveer na die 7de vloer. Hy en Benjamin ruil so te sê poste. Die verduideliking aan die buitewêreld is dat die departementshoof, synde Benjamin, benodig word vir sy forensiese kundigheid en dat die departementshoofpos dus deur meneer Vrey oorgeneem sal word. Hierdie finale nekslag is vir Gerard Vrey 'n bitterpil om te sluk. En soos dit maar gaan met mense wat in 'n hoek gedryf is, soek hy immer die fout by iemand anders en sien hy nie sy weg oop om langer in diens van die SASNH te staan nie. Hy dien dus sy bedanking sonder versuim in en gee 24 uur kennis. Albert staan dit toe en skryf vir hom onverdiend 'n lofwaardige verwysingsbrief, weer eens ter wille van sy gesin. Die res van die audit verloop glad en sonder noemenswaardige probleme. Getruida besef dat sy inderdaad haar passie gevind het en vind die werk tegelykertyd stimulerend en uitdagend. Niemand beheen die petiet vroukie meer met wantroue en minagting nie. Om die waarheid te sê, het haar harde werk, uitsonderlike vermoëns en kort die meer aan haar die nuwe bynaam van mooi rooi muurtjie gegee, of in kort sommer net mooi rooi. Net voor die audit ten einde loop, ontvang sy 'n uitnodiging na Gawie en Nina se troue. Die uitnodiging is vir haar en 'n metgesel. Getruida wis ook dat sy 'n einde moet maak aan die onderlinge wedywer tussen Benjamin en Piet. Sy sal moet besluit aan wie haar hart behoort en sy sal dit vir hulle moet sê. Onverwags word minstens een van haar probleme sommer van self opgelos. Sy kry 'n verrassingsbesoek van Piet en Karin. Alhoewel sy verheug is om hulle te sien, dink sy om sommer van die geleentheid gebruik te maak om met Piet te praat. Sy stel voor dat hulle die aand iewers gaan eet. Piet verbaas haar toe hy verskoning maak dat dit nie vir hom geleë is nie. Getruida kyk op haar oorlosie, amper middagete. Sy vra vir Karin of sy sal omgee om 'n rukkie by Janet deur te bring terwyl sy en Piet gou uitgaan. Karin, nou 'n pragtige dogter van byna 16, willig dadelik in. Sy ken nou al vir Janet en die twee het immer baie om oor te gesels. Piet hou die deur vir Getruida oop en hulle loop af na die Kitkos restaurant op die grondvloer. Getruida, val Piet met die deur in die huis. Kyk, ons ken mekaar nou al baie jare, so daar is geen nodigheid om doekies om te draai nie. As daar iets meer as vriendskap tussen jou en my moes wees, sou dit al lankal vir ons voor die kansel gebring het. Stem jy saam? Getruida knik instemmend. Wag dat hy moet voortgaan. Ek dink ek het nou weer iemand ontmoet met wie ek 'n pad sal wil stap. Ek wou hê dat jy dit by my eerste moet hoor,
want jy ken haar. Ek wil haar ook vra om my te vergesel na Gawie en Nita se troue toe. Truitjie, die meisie is jou persoonlike assistent Janet. Sal jy gemaklik wees daarmee? Piet weet nie waar om te kyk nie. Hy is duidelik ongemaklik, lyk kompleet soos 'n skoolseun wat agter die paviljoen betrap is. Gertruida kyk haar vriend eers stom geslaan, toe oorstelp aan en begin stout glimlag. So dis hoekom jy so vinnig wal gegooi het vir vanaand. Jy gaan haar vanaand uitneem. Pietman, sy's baie oulik. As ek vir jou iemand moes kies, sou ek nie beter kon doen nie. Julle is uitgeknip vir mekaar. Baie geluk, man. Gertruida wens hom spontaan en opreg geluk. Die verligting in haar eie gemoed sal hy nooit kan raai nie. Sy besluit om Benjamin saam te nooi troue toe, met die doel om finaal sekerheid te kry oor haar gevoelens. Hy willig dadelik in. Hulle vertrek vir die naweek Rosenekaal toe in heerlik ontspanne luim. Die audit is afgehandel en Albert is meer as tevrede daarmee. Die afdraai na die stasie, die mooi stasietuintjie, die rooi baksteenhuisies maak 'n vreemde heimwee in Gertruida wakker. Dit is asof iets vir haar wil sê dat hierdie deel van haar lewe nog nie afgehandel is nie. Amper asof daar 'n hoofstuk kort. Sy talm nie te lank op die vreemde gewaarwording nie. Haar ouers staan reeds so angstig op die blinkgepoetste stoeptrappie en wag dat sy moet uitklim. Die weersiens laat selfs vir Benjamin aangedaan. Hy het al vergeet hoe hartlik mense op die platteland is. Hy word reg van die eerste ontmoeting af behandel asof hy een van die familie is. Oom Isak en tannie Mynie Potgieter is eenvoudige mense wat nie draaie loop met hoe hulle voel nie. Wat hy nie besef nie, is dat dit die eerste keer is dat Gertruida 'n mansvriend huis toe bring. Alhoewel sy self nog onseker is die gebaar vir haar mamsie veelbetekenend. Wis Mynie Potgieter reeds wat haar dogter nog oor twyfel. Gertruida se hart is nie meer in haar eie bewaring nie. As sy kyk na die manier hoe Benjamin haar dogter aankyk, het sy egter geen kommer daaroor nie. Die jong man se bedoelings met haar dogter is opreg en kom uit 'n goeie hart. Nita en Gawie se huweliksbevestiging is in die mooi ou kerk in Hugostraat. Daar waar sy Gawie se liefdesbrief aan haar moes voorlees. Die laatmiddagson kom in magnifieke pastelkleure deur die gekleurde ruite net toe die paartjie voor die kansel staan. Oral in die kerk is sonneblomme en groot kelke van die pragtige, heldergeel varkore wat so eie is aan die omgewing. Nita lyk fenomenaal in 'n eenvoudige, nousluitende kaalskouerskepping. Om haar skouers hang 'n wasige, ragfyn mantel wat dien as sluier en sleep. In haar arms hou sy 'n gerf van dieselfde donsgeel varkore. Die dominee trou hulle pragtig. Vertel van die 3-dubbele tou wat nie breek nie uit Prediker. Hulle word koestig met sagte geel roosblare bestrooi. Die onthaal vind plaas in die Mapogklub se ontspanningssaal, waar die sonneblom en varkoor tema voortgesit word. Tannie Kate, die menasiekok, se kos is soos gewoonlik uit die boonste rakke en die jolige musiek hou die gaste aan die gang tot middernag, toe daar halt geroep word. Gertruida en Benjamin stap uit op die stoep wat oor die golfbaan uitkyk. Hulle gaan sit poot uit by die swembad om hulle voete in die koel water te lawe. Die heilsame stilte lê soos 'n knus kombers om hulle. Benjamin neem haar hand in syne. Vir albei voel dit soos die natuurlikste handeling in die wêreld. Jy het self amper die bruid oortref vanaand, laat hy later hoor. Sy antwoord nie, nestel eenvoudig haar kop teen sy skouer. Alles voel so reg. En skielik weet sy. En skielik weet hy. Word vervolg. Daar's hy vriende, hoofstuk 4 van Spoorstawe en Signale. Ek hoop julle het dit geniet.
Bly binne, bly veilig, bly warm, die ysbeere is op pad, gaan maak 'n pot sop. Lekker middag, tata.